Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons resepie van vandag kom uit Psalm 23 vers 5. Die baie bekende Psalm 23. Ons is geneig om sekere gedeeltes van die skrif te vat en dit ons eie te maak en ons sal dit quoteer, en ons sal dit preek en ons sal dit leef en ander gedeeltes laat ons so half by ons verbygaan. Dalk omdat ons nie heeltemal verstaan wat daar bedoel word nie. Ons kan dit dalk opsê, maar leef ons dit regtig? Ek wil gaan kyk na Psalm 23 vers 5. Een klein stukkie daarvan. U maak my hoof vet met olie. As jy vir 'n kind gaan vra wat dit beteken, dan gaan hy jou dalk 'n bietjie met 'n snaakse gesiggie aankyk en sê, nee, ek weet nie wat dit beteken nie. En dalk is daar van ons groot mense wat ook nie weet wat dit regtig beteken nie. Dawid kom praat hier dalk van die tyd toe hy as koning gesalf is en die olie, die salfolie oor sy kop geloop het. Maar daar's ook 'n profetiese betekenis daaraan. Hierdie gedeeltetjie praat van iemand se kop wat gesalf word, iemand wat gesalf word as koning. En as hy die skrif vir ons gee om te kan sê, die Here is my herder, dan gee hy ook vir ons hierdie skrif om te kan sê, u maak my hoof vet met olie, u salf my kop met olie. Wat beteken dit regtig? Die naam Christus is nie Jesus se van nie. Dit is 'n titel. Christus is afgelei van die Griekse woord Christos, maar in die Hebreëus is dit Messias of Mashiach, wat beteken die gesalfde ene. Hy is Yeshua Mashiach, die gesalfde van die Here wat gekom het, die gesalfde van die Allerhoogste, wat gekom het om my en jou te salf met olie, sodat ons koningskinders kan wees. As hy aan jou geraak het, my boetie, my sussie, het sy salwing op jou afgesmeer. En nou verwag hy van ons om hierdie salwing van hom te gaan uitdra aan 'n stikkende wêreld. Want jy sien, salwing bring genesing, bring restaurasie, bring vryheid, bring lig. Ons lees in Psalm 45 dat hy gesalf is met vreugdeolie. En as hy my en jou gesalf het, dan het hierdie vreugdeolie ook oor ons gevloei. Die tweede gedeeltetjie van hierdie stukkie sê, my beker loop oor. Loop jou beker oor van dankbaarheid. Loop jou beker oor van, kan nie ophou praat nie. Want jy sien, 1 Petrus 2 vers 9 sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, gesalf as koning en priester is dit mos wat daar staan. 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet gaan verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dis wat die salwing aan jou doen. Dis wat die salwing doen, is, dit maak dat jy nie kan ophou praat nie. Nie net loop jou beker oor van dankbaarheid nie. Jou beker loop oor van lig en van die getuienis rondom die lig wat hy vir ons gebring het. Die vreugde wat hy vir ons gebring het. En daar's nog 'n ding. Hy het jou kop kom salf. Dit beteken hy het jou gedagtes kom vernuwe. Kom salf sodat jy sy gedagtes kan dink. 1 Korintiërs 2 vers 16 sê, maar ons het die gedagtes van God. Ons het die gedagtes van die gesalfde een, staan daar in die pad na waarheid en lewe. So my boetie, my sussie, planne word in die koninkryk van God gebore. En jy het die gedagtes van die gesalfde ene. As jy op 'n plek sit dat jy nie weet watter kant toe nie, kan jy hom vra om jou gedagtes te salf, sodat jy die gedagtes van die gesalfde een sal hê, om te dink wat hy dink, sodat jy
kan gaan doen wat hy wil hê jy moet doen. Dankie Abba Vader, dat U ons salf met die salwingsolie van die gesalfde een, vreugdeolie, die olie van die koninklike priesterdom, sodat ons kan gaan verkondig dat hy ons uit die duisternis uitgeroep het na sy wonderbare lig. Ons loof U. Amen.